Goeiemiddag almal en baie welkom hierso by my pa se gedenkdiens. Ek dink almal het my darm nou so in die voorportaal ontmoet, maar daar is dalk mense wat my nie ken nie. Daar's mense wat ingeskakel het op YouTube ook. So welkom aan julle en daar mag dalk ook mense wees wat my nie ken nie, so ek's Liesel. Ek's my pa se oudste dogter en hier reg voor my sit my ma, Linka, ons eregas. Behalwe die eregas op die skerm en my suster Marlene. En ons wil net sê, ons waardeer regtig dat van die mense het baie ver gereis om vandag hier te wees. Hier's van my ma se vriende van Langebaan en familie van Hermanus, oom Chris. En Gawie, dankie dat jy ook al die pad gery het van Hermanus af. En ek weet hier's ons mense van het Makorien en oupa Andrei, dankie dat jy al die pad gekom het van die strand af ook en Andrei. So, dis maak ons hart regtig bly om so baie van die vriende en die familie so te sien. So ons is vandag hier om my pa se lewe te vier. Sy mense, die dinge waarvoor hy lief is, die musiek. Ek hoop julle die orgelmusiek geniet. Dis nie sommer net random dat daar orgelmusiek gespeel het nie. My pa was verskriklik lief geweest vir hierdie musiek. Ons het 'n klomp langspeelplate in die huis gehad en ek sal later weer bietjie meer oor dit praat, maar julle sal sien soos dat ons deur die program gaan, ek gaan vir julle net so weer 'n klein blik gee op al die musiek waarvoor hy so lief was. My pa baie mooi stem gehad, hy het baie mooi gesing altyd. So ek kan onthou toe ons jonger was ons huis altyd vol musiek en dan het hy so uit volle bors uitgesing. En hierdie orgelmusiek, as die bure hom geïrriteer het, dan het hy die musiek aangesit so hard dat daai vensters omtrent vibreer het, so dan het dit hom baie goed laat voel. So, maar bovenal is ons hierso ook om te vier my pa se liefde vir die Here. My pa was baie gelowig geweest. Hy het elke geleentheid gebruik altyd om met ons te praat oor God, nie net Paasfees en Kersfees nie, maar sommer alle ander geleenthede. Of dit nou goed gaan of sleg gaan, hy het altyd 'n versie beet gehad wat hy kon gequote het en ek oordryf nou nie, my pa het regtig soos 'n fotografiese geheue gehad. Weet, as jy vir hom 'n foto wys en dit is 40 jaar terug, dan kan hy vir jou presies sê, waar was dit, hoe laat was dit, en watter kar het hy tot daar gery, wie het wat gesê, so dit was eintlik ongelooflik. My pa was eintlik soos 'n mini sendeling in sy eie, hoe hy altyd vir ons gepreek het op 'n mooi manier nou. So die musiek wat ons, die kerkmusiek wat ons gekies het vandag, so julle sal ook sien, die eerste helfte van vandag se gedenkdiens is meer Christelike samesang. Psalm 23, ons het so half deur Bybels gekrap om te kyk of daar enige spesifieke stukke is wat my pa onderstreep het, maar hy het met my persoonlik baie gepraat oor Psalm 23 en dis hoekom ons dit vandag gekies het ook. Julle sal sien dat vroeër was die program opgewees, ek het nie die program vir julle gedruk nie. As julle nou kyk na die kaartjies wat ons uitgedeel het, as iemand nie 'n kaartjie gekry het nie, Milan, my seun, sit hier so reg voor. So as julle na die tyd by hom enetjie wil kry, dan is julle baie welkom. Maar ja, ons het daar op die agterkant ook die URL, ek weet nou nie wat die Afrikaanse woord is nie, maar vir die diens vandag, dit word uitgesaai en dit word ook opgeneem. En ek weet my pa is net 'n week gelede oorlede, so daar's baie mense wat dalk nog nie eens weet van die nuus nie, wat nie die burger gelees het nie, so as julle iemand raakloop en iemand wat graag hierso sou wou gewees het, dan kan julle dit ook met hulle deel, en ons sal dit baie waardeer as iemand die diens wil na gekyk het. En ja, ons wil julle gelos het met daai foto. Ons het ook eintlik tot ons eie skok besef dat ons nie genoeg foto's van my pa het nie. Maar hierdie foto wat julle hier sien is 'n foto wat ek geneem het toe een ou Kersaand was ek en my ma en my pa het iewers by 'n nice fyn plaas aandete geniet en ek hou so baie van my pa se gesigsuitdrukking op hierdie foto want dit sê vir my so of iets oor sy karakter. Weet, my pa was baie liefdevol, hy was selfversekerd, my ma sê aan mekaar, hy's betroubaar, iemand op wie hy altyd kon staat gemaak het, weet, 'n man van sy woord, as hy sê hy doen iets, dan doen hy iets, en jy sien dit ook so in die resignation daar op sy gesigsuitdrukking, maar jy sien ook bietjie van daai terggees, weet, almal van julle het ook al met sy terggees, en hy was altyd reg geweest vir 'n grappie, my pa was altyd so lief geweest vir mense,
almal wat hy teëgekom het, wil hy ook altyd 'n geselsie mee aanknoop en weer 'n vriendskap mee smee. En ek dink dis iets wat vir my baie uitstaan van my pa, is sy absolute onblusbare lus vir die lewe. You know, selfs so teen die einde, ek gaan later daaroor praat, ek gaan nie nou daaroor gesels nie. Nee, ek gaan nou daaroor praat. Selfs so teen die einde, toe ek ons met my pa gaan kuier het, weet my pa was baie siek gewees. As iemand belangstel, kan ek maar na die tyd vir 'n bietjie meer vertel van die siekte wat hy gehad het, maar dit was vir my eintlik so lekker. Ek wil nou praat oor die onblusbare lus vir die lewe. As ons ingekom het, my pa so verswak, dan het hy vir ons rondgeorder, vir my en vir die nurses, dan hy moet regop sit. En nie net teen 'n effense angle nie, kiers regop, want hy wil vir ons in die oë gekyk het. En as hy die dag sterk genoeg was, dan het hy so op sy boude so geskuifel tot, weet hulle die reëlings langs die kante opgesit, want my pa was eintlik te swak geweest om op sy eie te loop, want hy het so baie keer geval. Maar dan skuif hy tot daar by daai hoekie waar jy nou 'n exit kan maak. En dan wil hy nou daar sit, van hy wil naby jou sit en hy wil jou in die oë kyk en hy wil jou hand vashou en hy het ook 'n paar keer dan uitgeklim en op die rolstoel so tussen ons kom sit, weet dat hy weer so by sy mense kan wees. En ja, dis iets wat my altyd sal byhou. Ja, net just hoe lief my pa vir mense was en hoe baie hy gegee het. You know, dit voel net vir my dat my pa het geweet hoe om voluit te lewe. You know, en voluit lewe lyk verskillend vir verskillende mense. Maar jy weet, julle gaan vandag sien die dinge waarvoor hy lief was. Ek gaan later in die diens dit met julle deel en julle sal sien dat hy het seker met julle almal daaroor gepraat en dit is lekker om daai herinneringe weer te sien en dat dit by jou bly. So ek dink voor ons begin om saam te sing, wil ek wil net 'n gebedjie doen, weet, soos julle net julle oë sal toemaak. Dankie Here dat ons vandag saam met hier kan wees in U naam. Seën hierdie diens ter ere van die kind Marius wat nou by U voete sit. Seën sy mense wat hier is vandag en baie hartseer is oor die skielike afskeid van hulle geliefde man, pa, oupa en goeie vriend. Dankie vir al die wonderlike oomblikke wat ons met hom kon deel. Amen. Okay, so ons gaan nou opstaan en so die eerste 2 liedere gou saam sing. Die woorde sal hier so op die skerms wees. Bly by my hier terwyl die skadu stap. Laat ons die lig my donker pad bestraal. Daar is geen ander hulp of troos vir my. Hulp van die hulpelose staan my by. Ek vrees geen kwaad met U tot hulp bereid. Sorgbaar geen angst, die traan geen bitterheid. Dood het geen angel, graf geen skrik vir my. Ek sien 'n vuur, want Heer, U bly by my. Doen slegs U wil, Heer, U wil met my.
lag aan die voete, wil ek steeds wag. Doen slegs evil hier, evil met my. Moeg en verlate, o staan my by. Raak en genees my, Heiland en Heer. U kan almagtig oor my regeer. Vir julle wat my goed ken, en dis nie baie van julle nie weet dat ek is mal oor ChatGPT. So ek het 'n gedig gesoek oor A Life Well Lived. En ek het hierdie een gekry, of hy het hierdie een vir my gekry, author unknown, so ek hoop nou maar nie dis 'n masjien wat dit geskryf het nie. Maar here we go. A life well lived is a precious gift of hope and strength and grace from someone who has made our world a brighter, better place. It's filled with moments, sweet and sad, with smiles and sometimes tears, with friendships formed and good times shared, and laughter through the years. A life well lived is a legacy of joy and pride and pleasure, a living, lasting memory our grateful hearts will treasure. But most of all, a life well lived is one that's touched by God above, who showers grace through faithful hearts and fills the world with love. Okay. So kom ons sing gaan nog een liedjie saam, en dan sal een wat ons sommer net gaan sit en rustig saam luister, en dan sal ons oorgaan na die preekie. Nader my God by, Julle kan saam sing. nog nader by. Alles daar ook in kruis, nodig vir my. Dan sal my lied nog bly, nader my God by U, nader my God by U, nog nader by. Alles ek ver op reis, dwaal ek alleen. Al moet ook s'nachts my hoofd rus op 'n steen. Dan bring my drome my nader my God by U, nader my God by U, nog nader by. O Heer my God, die aand is vol herinnering van al die goeie
zoetheid wat u liefde bring. En ek wil juig en met my hele lewe u Here loof, uit dank van u getuig. En ek sal sing en u na waarde loof, u eer en prys, 'n loflied aan die brug, van deur u sien sal ek vir ewig lewe. U is my God, Verlosser, Vader en my Heer. En as die skemer plek maak vir die môre, sien ek u almag oral rondom my. Die berge, see, aarde en planete, maar bovenal u liefde net vir my. En ek sal sing en u na waarde loof, u eer en prys, 'n loflied aan u brug, van deur u sien sal ek vir ewig lewe. U is my God, Verlosser, Vader en my Heer. Ek wil nou gou vir Adrian Frik aan julle voorstel. So Adrian en sy vrou Margaret is baie goeie vriende van Marley. Hulle is Suid-Afrikaners wat ook vir hoeveel jaar het julle gebly in Australië? 17 jaar. So dis waar Marley hulle ontmoet het en Adrian was die pastoor by die kerk gewees. Met hulle was almal by dieselfde gemeente en Adrian het daai gemeente gelei. En ja, my pa het ook die voorreg gehad om vir Adrian en Margaret te ontmoet en hy het lekker by hulle op die plaas ook gaan kuier en saam met Adrian gaan kangaroes jag, want hulle raak maar 'n oorlas op die plaas, klink dit vir my. So Adrian, baie dankie dat jy vandag hier so is en met ons kom lyn Psalm 23. Dit is baie spesiaal vir ons om iemand te hê wat my pa so goed geken het ook. Baie dankie. O, wag, ek my goed hier wegvat. Baie dankie Liesel, dit is 'n ware voorreg om hier te kan wees en dit is 'n bittersweet moment. Jy weet, as jy in 'n ander land gaan woon, dan jou vriende word jou familie. En ek het beloof ek gaan nie, maar julle is ons familie. En ons is baie lief vir julle en dit was vir my 'n groot voorreg om Marius te kon ken en hom te kon ontmoet en ek is baie bly dat jy so 'n bietjie van sy lewe vertel het voor die tyd, want jy weet soms kom 'n mens by 'n begrafnis en dan luister jy na die stories of van die dominee, dan dink jy maar as ek by die regte plek, maar ek is vandag op die regte plek. Ek en Marius
soos wat Diesel nou gesê het, buiten dat ek pastoor was by die kerk, het ek ook gebore in Australië. Dis eintlik my nering. Die pastoor was my liefde gewees. En so het oom Marius, ek het gehoor by Marley, hy is baie lief vir jag. En die eerste keer wat hy kom kuier, en dis nou omtrent 10 jaar gelede wat ons ontmoet het. Sê ek van nie maar, bring jou pa, dan vat ek hom uit, dan gaan skiet ons bietjie die Australiese nasionale diere. En ons het die aand uitgegaan, en ek sal nooit vergeet nie, die eerste aand uit, en ek ry en ek line hom nou mooi op, en is ook nie te ver nie, en so aan, en ek hou die lig, want ons skiet in die nag. En, maar niks gebeur nie, dit is doodstil, en ek sien, en die kangaroo saak weer, en hy hardloop weg, en die oom sê vir my, weet jy wat, ek het nou baie gejag, was die eerste keer wat ek bokkoors kry. Hy was so kinderlik opgewonde gewees oor dit. Dit was vir my reg, vir my was dit baie lekkerder om vir hom te kyk as om enigiets anders te doen. En ons het die kangaroos gekry, en ons het emus gekry, en dit het eintlik so goed gegaan, en toe jy nou gesê het, jou pa is 'n man van sy woord, hy die aand toe hy nou sy eerste kangaroo geskiet het, toe sê hy vir my, nee, hy gaan 'n berig hieroor skryf. En hy het so ware berig geskryf, en dit het my berig gemaak oor 3 kontinente. Ek het vriende uit Amerika, uit Europa en uit Suid-Afrika het my gebel het en gevra wat gaan aan, want daai berig is gepubliseer en dit het oor die hele wêreld gegaan. En dit is net die tipe man wat hy was. Hy was so vol van lewe, en hy was so, dit was lekker om saam met hom te wees. Jy weet, as 'n mens ry in Australië, dis groot afstande, en ons noem dit nou 'n ute, maar 'n bakkie. En jy's nou net 2 ouens daar wat die hele dag in mekaar se geselskap is, dan raak jy geselsie so rugby en goed raak op, en dan begin praat 'n mens oor die dieper dinge. En omdat ons 'n lang pad stap, die oom het graag, ons het nogal gedeel. Ons het gedeel van dinge in sy lewe en dinge in my lewe, en ek het besef dat hy 'n baie diep en sterk gelowige man is. En ek het by hom geleer, ek het baie by hom geleer, en toe Marley nou vir my vra om die diens te lei en te sê, nee, ek moet oor Psalm 23 toe, het ek so effens gelag, want ek het geweet, dit was sy gunsteling Psalm, hy het dit al vir my 10 jaar terug gesê, so dat ek het nie gedink, ek gaan oor enigiets anders praat nie, en dit lees nie, en dit is so van toepassing op ons as gelowiges se lewe. Jy weet, hierdie Psalm vat 'n mens se hele lewe, veral van die oomblik wat jy werklik waar tot bekering kom, tot die dag wat jy tot sterwe kom, vat dit jou lewe saam in een. En ek wil dit graag vir julle lees, en dan sal ek 'n bietjie daaroor praat. Psalm 23, 'n Psalm van Dawid. Die Here is my herder, ek kom niks kort nie. Jy weet die dag wat ons hom werklik waar ons herder maak, van daardie dag af, het jy nooit weer gebrek nie. Hy laat my in groen weivelde rus, hy bring my by waters waar daar vrede is, hy gee my nuwe krag. Jy sien, ons gaan deur moeilike tye gaan in ons lewens. Ek van julle hier is al 'n bietjie meer grys as ek, so ek verstaan julle het al ondervinding in die lewe gehad, en julle kan getuig daarvan, dat 'n mens gaan deur moeilike dinge, dis nie stille waters altyd nie. Maar die Here gee ons nuwe krag, en vandag is een van daardie dae in julle lewens ongelukkig. En ek kan vir julle beloof, die Here gaan vir julle nuwe krag gee, en dit gaan beter word. Hy lei my op die regte paaie tot die eer van sy naam. Jy sien, dit was nogal hierdie deeltjie wat ek en die oom oor gepraat het. Jy weet, dit gaan nie oor ons nie. Die Here lei ons op die regte paaie tot eer van sy naam. Nie vir ons om 'n groot huis te hê, of vir ons om die beste werk in die wêreld te hê, of vir ons om die beste rugbyspeler in die wêreld te wees, of die grootste boer nie. Die Here lei ons op die regte paaie, omdat dit tot eer van sy naam moet wees. En dit was vir die oom baie van toepassing. Hy het vir my gesê, dit het sy lewe vir hom gelei. Dit moet tot eer van die Here se naam wees. Selfs al gaan ek deur donker dieptes, ek sal nie bang wees nie, want U is by my.
In U hande is ek veilig. En vandag weet ek, hy is in Here se hande. En ek weet hy is veilig. U laat my by 'n feesmaal aansit, terwyl my teenstanders moet toe kyk. Daai bure wat so na die musiek moes luister. U ontvang my soos 'n eregas. Ek word oorlaai met hartlikheid. U goedheid en liefde sal my lewe lank by my bly en ek sal tuis wees in die huis van die Here tot in lengte van dae. Sien en dit is waar oom Marius vandag is. Hy is tuis by die Here. Johannes 14 sê Jesus vir ons dit. In die huis van my Vader is daar baie woonplek. As dit nie so was nie, sou ek nie vir julle gesê het ek gaan om vir julle 'n plek gereed te maak nie. En as ek gegaan het en vir julle 'n plek gereed gemaak het, kom ek terug en sal julle na my toe neem. Is nie hierdie belofte wat ons kan aan vashou en wat julle aan kan vashou. Is dat oom Marius nou op 'n plek is wat baie beter is as waar ons is. Daar's geen pyn, daar's geen lyding daar nie. Daar's net jagvelde. Daar's baie van hulle, glo ek. My vraag vandag aan u is, en in ons gemeentetjie het ek altyd vir mense gesê, ek gee vir hulle huiswerk aan die einde van die week. My vraag vandag vir julle is, kan u dit sê? Ons elkeen sit hier. Ons elkeen het gehoor wat 'n tipe man oom Marius was en wat 'n invloed hy in elkeen van julle se lewens gehad het, want anders sou julle nie gewees het nie. Die vraag vandag is, kan ons soos hy sê, 2 Timoteus 4:7, ek het die goeie wedloop afgelê. Ek het die wenstreep bereik. Ek het gelowig en tyd volgehou. Nou wag die oorwinnaarskroon vir my, die lewe by God. Jy sien, 'n mens se lewe is 2 doetjies op 'n lyn, die begin en die einde. En die tyd binne gaan verskriklik vinnig. Dit gaan soos 'n oogwink. En baie kere mors ons tyd op onnodige dinge. Dinge wat maak dat ons nie ons lewe voluit leef, soos oom Marius nie. En ek wil u vandag uitnooi. Wanneer jy uitstap en wanneer jy ooit weer aan hom dink, dink daaraan dat 'n mens moet kort rekeninge hê met mense rondom jou. 'n Mens moet die dinge vir mense sê. Jy moet vir hulle sê as jy lief is vir hulle. Jy moet vir hulle sê as jy kwaad is vir hulle en jy moet vrede maak. Jy moet kan aangaan. Die oom het eendag vir my gesê, en ek gaan afsluit daarmee, dat dit is onnodig om al hierdie goed met jou saam te dra. Ek wil graag hê jy moet, wanneer jy ooit weer aan hom dink, en jy gaan nog baie aan hom dink, dink daaraan dat die lewe te kort is om aandag te gee aan die onnodige dinge. Gaan uit, geniet dit voluit. Soos wat hy dit gedoen het. Maar kom terug en sit en wees rustig, geniet jou musiek. Maar gee aandag aan die baie belangrike dinge ook. Kom ons sluit die oë. Ek dank die Here vir hierdie wonderlike lewe wat ons vandag kan vier. Ek dank die Here vir die insaag wat hy in elkeen van ons se lewens gehad het, Here, hoe kort dit ook al mag gewees het of hoe lank dit ook al mag gewees het. Ek dank die Here dat ons kan weet dat hy vandag veilig by U is. Ek bid, Here, vir Tannie Linka, vir Liesel en vir Marley veral en vir die familie, Here,
dat U sal berusting bring, en dat U vir hulle sal vrede bring, soos wat U sê in die woord, Here, dat daar by U is ware vrede. Ek bid, Here, dat U saam met elke persoon hier sal gaan, Vader. U ken ons elkeen se harte, U ken ons behoeftes, Here, U ken ons vrese. Ek bid, Here, dat U elkeen daarvolgens sal seën, Here, en dat U elkeen op 'n baie spesiale manier sal aanraak. Baie dankie, Here, vir U goedheid, dankie vir U liefde. Ons loof U wonderlike naam. Amen. Dankie, Adrian. Dankie vir 'n baie mooi boodskap, Adrian. Dis heel toevallig dat ons nou so mooi by mekaar aangesluit het, want ons het nie tyd gehad om dit te koördineer nie. Kom ons sing gou weer nog 2 laaste liedere saam vir my pa. Leie versekering, Jesus is myn. O, wat 'n vreugde, heerlik en rein. Wedergebore, rein deur sy bloed, smaak ek sy vrede in my gemoed. Dit is my roemtaal, dit is my lied, lof wat ek Jesus ewig sal bied. Dit is my roemtaal, dit is my lied, lof wat ek Jesus ewig sal bied. Volle versekering, vrede en rus, heerlik van Jesus liefde bewus, met my geloofsoog opwaarts gehou, rus ek in Jesus liefde en trou. Dit is my roemtaal, dit is my lied, lof wat ek Jesus ewig sal bied. Dit is my roemtaal, dit is my lied, lof wat ek Jesus ewig sal bied. Lof wat ek Jesus ewig sal bied. Ek sien 'n nuwe hemel kom, 'n aarde nuut en vry. Die see en al wat skei verdwyn. God self kom by ons bly. Kyk, ek maak alles nuut, sê God, laat hom wat dors het kom, en hy sal vind, hy is my kind. Ek is in God vir hom. Oorwinnaar sal ons alles erf, en drink uit die fontein van lewenswater heerlik rein, en God sal oor ons skyn. Van lewenswater heerlik rein, en God sal oor ons skyn. Okay, nou
Nou wil ek julle op 'n bietjie 'n toertjie vat van die afgelope 80 jaar. Maar my pa het die 30ste Junie hierdie jaar 80 jaar oud geword. So dit is 'n baie lang tydperk en my pa het soveel vriende en soveel mense se lewens aangeraak, so ek kan onmoontlik nie almal hier ingewerk het nie, maar ek en my ma en my suster het gesit en so of die hoogtepunte probeer uithaal. So kom ons gaan na die volgende skyfie toe. So my pa is gebore 30 Junie 1945. Toe is die Tweede Wêreldoorlog nog nie eens verby nie, né? Dit is so lank terug. Toe is hy gebore in Graafrenet. So my pa het groot geword in Holamore se wêreld. My oupa was 'n onderwyser gewees in daardie wêreld. So ek dink die laaste 3 jaar het my oom gesê het hy sy hoërskool klaar gemaak in Heidelberg. My pa het ons 'n bietjie vertel van Holamore, maar ek dink meeste van sy herinneringe is oor Heidelberg en oor hoe streng sy oupa was en ek dink hy het altyd so vrees by ons probeer inboesem as ons wil lui wees en wil kanse vat. En dan verduidelik hy ook altyd vir ons hoe streng die skole was in daardie tyd. En die foto aan die regterkant is Puntjie daar by die Duiwenoksrivier. So oom Chris het vir my gesê omtrent al hulle vakansies, al selfs in die tyd toe hulle nog in Holamore gebly het hulle Desember vakansies gaan daar gaan vakansie hou en dis waar my pa sy groot liefde vir visvang gekry het, so hy en sy neefs was maar altyd daar in en uit die water en lekker vis gevang en my pa het 'n groot liefde gehad vir die Suid-Kaap, baie keer het hulle ook gaan vakansie hou in Witstrand en hy het ook gepraat van visvangery in Nysna, ja, so daai hele stuk kus hy het altyd met groot liefde en heimwee daarvan gepraat. So na skool het my pa toe gaan bietjie klippe kners in die army. Daai tyd dink ek was diensplig 9 maande gewees. Maar my pa het dink ek 'n jaar se diensplig gedoen. Hoor julle die lekker marsmusiek? Nog plate by die dosyn in ons huis. En as ek hierna luister, dan kan ek sommer hoor hoe my pa fluit. Marlene dirigeer sommer so. Hy sal so gesit het en gefluit het en ek dink sy tyd in die weermag, hy het ook gesing daarso in die koor en hy het vir my ma gesê dit was altyd vir hom die mooiste as hulle so in gelid gestap het en hierdie marsmusiek gespeel het. Ons het nog 'n ander snaakse storie van hierdie marsery want terwyl ons in Creersdorp gebly het hulle een keer daar by ons ingebreek, maar dit was 'n tyd terwyl my pa was weg gewees vir besigheid, so ek en my ma, my suster en ek was baie klein, so my ma moes maar die situasie hanteer. En toe my pa terugkom, toe is hy nou baie ontsteld dat hierdie manne hom dopgehou het, want dis net mooi toe hy nou weg was dat hulle nou kom probeer inbreek het. So ons het hierdie prentjie in ons oog, want hy het vir ons vertel hoe hy met sy haalgeweer geloop het. Oral by al die waar hulle gebou het, by die erwe so rondom hulle, waar die manne nou so half huis opgesit het met sy haalgeweer so. En ons Franse poedel in die hand, het hy geloop en vir hulle almal gaan sê, as julle weer op my erf kom, dan skiet ek vir julle. So, as ons na die marsmusiek klink, dan dink ons eintlik van hoe hy daar in die straat op en af gemars het. Maar nee ja, ek bedoel vroeër hierdie jaar het ek by 'n vriendin in Skotland gekuier en ek het so gekyk na die Trooping of the Colours met King Charles se verjaarsdag en met al daai verskillende regiments wat so verbygekom het, dan speel hulle ook so lekker al die verskillende marsmusiek. Dit het my so baie aan my pa laat dink. Ja, so ek dink my pa het ek dink hy was bly toe sy jaar verby is. Die impak wat sy weermagjaar op ons gehad het, is dat ons mag nooit gekla het oor kos nie. Want daar kan jy seker nie slegter kos gekry het nie. So as my ma iets opgedis het en ons was nie baie beïndruk nie, dan moes ons maar net vet dit opgestyg het en dit geëet het, want hy weet geweet van swaar kry en ja, dis baie snaaks. Toe, hy nou klaar met die army was, na die jaar, toe sy nou na Sanlam toe. So my pa het vir langer as 35 jaar vir Sanlam gewerk. So dit is 'n hele leeftyd. Ons het deur so baie foto's gegaan. Daar is so baie herinneringe van die Sanlam daar. Maar jy kan oorgaan na die volgende skyfie toe ry nou. So daar lê by pa in sy koshuiskamer en hy is besig om te leer, sê my ma.
So ek my pa kon nooit na skool gaan studeer het nie, so hy het al sy studies deeltyds gedoen, gewerk in die dag en gestudeer in die nag en so het hy sy graad en sy honeursgraad gedoen en was met baie deursettingsvermoë het hy dit reg gekry. Daai fotootjie lyk soos 'n amptelike Sanlam fotootjie wat op jou badge sou gekom het. Maar kyk hoe 'n jong mooi man was hy nog daar gewees. My pa het begin werk in die personeelafdeling van Sanlam en dit is daar waar hy vir oom Flip en vir tannie Cecilia ontmoet het, want hulle driekies het saam daarso gewerk. En hy het later vir my ma ook daar by Sanlam ontmoet. Ons gaan maar later eers weer oor my ma praat. So my pa het later van personeelafdeling geskuif na Sanlam werknemervoordele. Vreeslik baie jare vir dit gewerk en ons het ons het in so baie verskillende huise gebly. So Sanlam het vir ons reg oor die wêreld die hele tyd gestuur, want ek kon onthou my ma het in Pretoria gebly, maar toe ons Johannesburg toe getrek, want ek's daar gebore. Toe ons weer terug Pretoria toe, want my suster is daar gebore en daar was ek in graad 1 in Johannesburg weer terug in graad 2 in Kaap toe vir 3 jaar en Kreersdorp toe vir 3 jaar en toe weer terug Kaap toe. So my ma en my pa het baie huise gekoop en verkoop en tuine gemaak en nuwe vriende gemaak en het ons ook geleer om baie aanpasbaar te wees. So my pa het deur vele van Sanlam se herstrukturerings gegaan, maar ek dink dit was van die gelukkigste jare van sy lewe. Hy het vreeslike goeie vriende, baie komkampe gewen. Dit is nou kompetisies as jy jou doelwitte behaal het en dan het Sanlam mense daar op by die wonderlike oorseese reise gevat, wat ook net te heerlik was. So ek kan nou nie onthou man, hoe lank het dit nou gevat vandat hy my ma begin date het nie en wanneer exactly dit nou gebeur nie, maar ek dink dit was so al 4 jaar voordat hulle toe nou, wag, hier het ek nou vergeet, die foto is toe my pa afgetree het. Dit is in die jaar 2000. Ek het by Sanlam begin werk die 1 Desember 1998. Ja, want ek kan nog onthou, ek was deel van hierdie jaar 2000 oorskakeling projekte toe almal die kalender moes oorslaan en al die rekenaarstelsels sou gebreek het, maar daar is my pa met van sy werkskollegas op die laaste dag van sy Sanlam. So daarna, kom ons gaan oor na die liefde van sy lewe. En dis nou my ma. En hierdie is ook een van my pa se geliefkoeste liedjies, Jennifer Rush. So die twee is op 'n baie interessante datum getrou. Net soos 'n maand na Kersfees. Reino kan hierdie klein bietjie sagter maak. Op die 25ste Januarie 1969. So hulle was vir 60 jaar was hulle saam, hulle was vir 56 jaar lank was hulle getroud gewees. En my ma sê, ja, sy kon nie vir 'n beter man gevra het nie. Kyk, as jy nou, kom ons gaan na die koeksnyery toe, daar is hulle met die... So dis nou 1969 daai. En die volgende foto is 'n baie mooi foto van hulle. Kyk hoe jong was hulle nou nog daar gewees. Ja. Die twee was beste vriende, hulle het alles saam gedoen. Baie by mekaar geleer. As jy oorgaan hierdie volgende foto toe my ma vertel dat my pa het al geleer visvang en hy was mens baie lief gewees vir visvang. Daar, maar sy het vir hom geleer vuur maak en geleer braai, want my pa het nie geweet hoe om dit te doen nie. My ma het ook van die plaas afgekom, so sy moes vir hom geleer braai het, maar later het hy sy meestergraad in braai gekry. Maar my ma vertel vir ons hierdie week van die visvang stories. Die eerste keer toe hulle nou gaan visvang het, lyk my pa se ouers was saam gewees en my ma sê vir hom, kyk daar's 'n vis aan die hoek en hy sê ag nee man, dit kan nie wees nie, want dit is nou omtrent die eerste lyn wat sy ingegooi het. En na ruk Ellenboog sy weer so vir hom en sy sê vir hom, maar daar is 'n vis aan die lyn, my wil nie vir haar glo nie. En toe het sy op die ouene die visstok gevat en uitgehardloop teen die duin op met die visstok, met die lyn en die vis agterna. En dit is so sy saam met hom die eerste vis gevang het. Dit is so 'n funny herinnering. En hulle twee was lief geweest om saam kos te maak, potjie kosse te kook en jy kan sien daar by die vuur is hulle ook alles besig om potjie kos te maak. En hieronder sit hulle saam met oom Flip lekker en lag. Het was een van die vele vakansies wat hulle saam met hulle vriende gegaan het.
En op my pa se jag, na my pa se jagtogte is daar verskriklik baie vleisbewerk in ons huis altyd. Mal vleis en die wors is gestop en die biltong is gemaak en vleispastye is gemaak en hulle was baie lief geweest om saam tuin te maak ook. Ek kan onthou hoe ons ook in die tuin moes gewerk het, goeie genade. En daar was altyd groot groentetuine en vrugteboorde. Is baie lekker herinneringe. En dan het die twee baie saam gereis en vakansies gehou. Saam in die Galagadi gewees en baie jongensfontein toe gegaan. En Swadini is so oorval oor daarso, naby die Kruger Wildtuin. Was baie lief geweest om daar te gaan vakansie hou en dit was 'n groot voorreg dat ons hierdie jaar my pa vir sy 80ste verjaarsdag weer vir die laaste keer kon Wildtuin toe gevat het. En ja, hulle was ook gelukkig geweest dat hulle saam in Europa kon getoer het en in Egipte saam met een van my pa se werkstrips en baie in Australië gaan kuier het vir my suster ook. So kyk op die volgende skyfie dink ek was die twee hoeke by een van die Sanlam events. Daai vergulde zebrastoele is by die Lost City se hotel by Solkners Kersner se hotel en dan op die volgende skyfie dink ek ja, kyk wat daai mooi foto van die twee op die kameel by die piramides daar so in Egipte. En ek gaan nou van die volgende skyfies toe. Daar so het ek ook een van pa se verjaarsdae hulle gevat na so 'n wildsplaasie daar bo op die berg agter Ceres. Dis lekker die aand daar gesit by die vuur. Daar's nog een van hierdie waar hulle tweetjies se lekker saam cheers by die vuur. En dan is daar nog 'n laaste ene wat ons ook geneem het by ek dink 'n hotel waar ons met een van hulle huweliksherdenkings lekker saam gaan eet te gaan vier het. Die tweetjies staan nou sulke pakkie met hulle streepies hemde. Ja. Ag, my pa was soos 'n warm ligstraal in my ma se lewe gewees met al sy grappies en hy het maar lekker vir haar geterg en vir haar kwaad gemaak, maar ja, ek dink sy dink met baie deernis terug aan die afgelope 60 jaar wat hulle saam was. Dan het hulle 'n hele kroos van kinders en kleinkinders. 2 dogters, dis nou ek en Marley en 3 kleinkinders. Lorien en Annika en Milan wat hier voor is. My dogters is in Kanada, weet so hulle het universiteit en skoolverpligtinge, so hulle kyk vandag op YouTube saam met ons. En dan klomp katte en hondekinders oor al hierdie jare. My ma het hierdie week seker al 10 keer vir ons gesê, my pa was so lief geweest vir katte en ons het van sy skoukat. Sy skoukatte het ons ook 'n foto hierso. Maar as ons na die volgende foto gaan, dis 'n ouerige foto van my pa en van ons twee. Maar my pa en my ma het ook al 'n paar keer hierdie week gesê, my pa was so verskriklik trots op ons gewees, maar embarrassing nie so. Ek kan nog onthou toe ek in die laerskool was, dan gaan kuier ons by mense, dan kan ek net hoor hoe spog my pa oor ons. Dink ek nie so half nie, geen skaamte nie. Maar dit was eintlik net so heartwarming oor net hoe my pa, hoe trots hy op ons was. En hy het ons altyd aangemoedig, weet, nie om druk op ons te sit nie, maar net om vir ons te sê, julle is net so amazing en gaan maak al julle drome waar. Dus dink ons het nog wel hierdie week ook daaroor gepraat, weet, iets wat ons altyd sal bybly. En dan het my pa baie pret saam met ons gehad, met ons vriende saam, maar ook met ons musiek. So hierdie song, nee, Rock Me Amadeus, ek was 12 jaar oud. Toe kom ek het net een van hierdie klein hierdie single plaatjies gehad. Maar toe ek met hierdie musiek in die huis aankom, want hy het dit net so geluister en hy sê, "Wat the hell is dit? Sit af daai musiek, nee." En dan elke keer as ek dit opsit, dan kry ek dieselfde geskel totdat hier by die 3de slag hy begin en dan as hierdie musiek opkom, dan het hy so gedans op hierdie musiek. Ek kan dit nou nog onthou. En dat hy later actually gevra het vir hierdie Rock Me Amadeus musiek. Dit was so snaaks geweest. Maar ek dink 'n ander ding van my pa wat vir my op bystaan is, dat my pa het dit nooit ooit laat deurskemer dat hy spyt was dat hy nie seuns gehad het nie. Miskien omdat ons nou so probeer het maar om in die seunsrolle in te stap. Marley het maar saam met hom die Formula 1 races altyd gekyk. Dit het my nou nie aangestaan nie en sy het saam met hom vis gevang. Weet ek was maar nie daar om te kla oor wanneer is ons nou klaar en weet sy het ook self saam met hom gaan jag en later het Annie
Annika ook saam met hom gaan jag. Ons sal nou later vir julle 'n bietjie 'n foto van dit ook wys maar hy het maar vir my geleer gras sny. My pa het nou goed georganiseer, so ek het maar saam met hom die tuinwerke gedoen, gras gesny en karre gewas en ag my pa was mal daaroor gewees, ek het hokkie gespeel, so dit was vir hom altyd so lekker gewees om saam te kom en te kan kyk hoe speel ek hokkie. En dan partykeer dan hardloop ek op die veld, dan kan ek hoor hoe skree hy, right? En ek kan hoor hoe fire hy die ander ouers op. So hy het homself gate uitgeniet langs die sportveld. Later het ek en hy saam so gaan kyk hoe Milan rugby speel ook en dit was ook net vir hom die lekkerste gewees. So en hy het later het hy vir Andrei en vir Adrian gehad, as sy skoonseuns en vir julle twee was hy ook bitter lief gewees en ja, ek wil vir julle albei baie dankie sê, weet uiteindelik het hy toe nou seuns in sy lewe gehad wat saam met hom kon lekker braai en gesels die dinge wat manne maar met mekaar gesels, so dit was vir hom 'n groot, julle twee was vir hom ook 'n groot riem onder sy hart gewees. So kom ons kyk gou 'n bietjie na van die volgende foto's. So daar is bo links is nou waar dis daai selfde plek waar hierdie foto is. Was ons een ou Kersaand, ek en my maale, Marnie en my pa. Marnie, waar was daai? Ek weet nie. Maar altyd het ons maar met 'n glas in die hand gestaan. Dit was baie lekker. En die volgende foto's, daar's die kleinkinders nou. En kyk hoe trots is oupa op sy kleinkinders ook. Bo is nou my oudste dogter, Jasper. En hieronder is Annika, my middelste kind. En bo regs is oupa met Milan wat nou al huislik groot is wat hier by ons sit. En op die volgende bladsy is oupa met al drie sy kleinkinders bymekaar. Ook 'n ou pragtige foto, was my eintlik so lekker om weer al daai klein ou gesiggies te sien want jy kan sommer die persoonlikhede daarso sien van die dag af. Ja, oupa was baie lief geweest vir sy kleinkinders. En die volgende bladsy, daar is die kleinkinders nou lekker groot. Bo sit oupa en Milan. Ek dink ons was by wat is daai restaurant daar by Village Square? Ons was lief om daar te gaan eet vir oupa se verjaarsdag en onder regs is ek en hy en Annika het iewers gaan wyn, of was wat by Murati, ja, vir 'n wynproewe ding gewees en daar links onder sit hy en Jasper, ons was by op 'n toer gewees in die Oos-Kaap en ek kan onthou ons het deur die pineappellande geëet. Daai is die oudste bar in Suid-Afrika. Ek ben op my Facebook gaan kyk, maar watter plek is dit? Maar ons het nou al die pad gery na hierdie dorpie toe. Waar hierdie kroeg is, dat ons nou daar kan lekker gaan sit. Kom ons gaan kyk gou op die volgende bladsy weer. Daar regs onder sit ons aan die buitekant van die kroeg, ons almal saam het ons lekker geëet. En daarbo sit my maale nou en daar's ons Jasper en Milan met Kersfees. Ons het sulke lekker etes gehad daarso op die stoep. En dan van daai stoep af het jy so uitgekyk op Langebaan se strandmeer. My ma sê vir my die laaste week wat my pa by die huis was, het hy die hele tyd gesê, wanneer gaan ons na huis toe? Hy wil nou net huis toe gaan. Maar nou is hy by hulle aftreehuis, maar hy het nou eers in Februarie by die aftreehuis kom intrek. So vir hom was dit nog glad nie sy huis gewees nie. En voor dit het hulle seker so 2-3 jaar by my gebly, maar ek dink daai is die huis wat nog in sy kop is, want met al hierdie rondtrekkery saam met Sanlam, toe hulle nou afgetree het, toe hulle daar gaan bly in die huis en maar julle het seker vir ten minste 20 jaar in daai huis en geen ander huis het hulle so lank in hulle lewe gebly nie. So ek dink dis wat my pa gedink het. En daar links onder is ek en my maale en die kinders op die ek dink die Kariga rivier of een van daai by Kenterdon See het ons met die rivier opgegaan en ook weer na 'n wildsplaasie of 'n ding toe gegaan. Okay, die volgende slide en daar is my pa aan die regterkant. Daai kat, die grys kat met die geel oë was 'n Persiese kat. Dis nou sy skoukat. Die kat se naam is Boetie. My pa was verskriklik trots geweest op daai kat. En die ander kat is Mina, was my ma se kat, die Persiese kat. So daai is nou soos 'n foto wat hy baie voorlief was en in die linkerkant sit hy met Teddy, wat my hond is wat nou Adrian se hond is en daai trui wat my pa aan het. My vaderland.
Ons kan nie my pa uit daai trui uitgekry het nie. My ma het daai trui vir hom gebrei. Sy het dit die Mossie-nes trui genoem en jy kan nou sien die groen is sy geliefkoeste kleur, maar daar's dan sulke stukkietjies, dit is lyk soos 'n Mossie-nes met al die veertjies en die goetertjies daarin. Maar die trui het so uitgerek geraak dat my ma daai hele trui moes uitgetrek het en weer oorgebrei het, want hy wil nie van daai trui afstand gedoen het nie. Hy was so lief geweest en ek dink dit is nou een van sy kledingstukke wat my ma sal hou, want ek weet nie hoeveel jare se draai daai trui gekom het nie. OK, dan volgende slide is ons nou by die good life. So as my pa nou nie besig was met Sanlam of met sy mense nie, dan het hy nou die groot liefdes van sy lewe was, ons het al gepraat van die jag, ons het al gepraat van die visvang en van al die lekker toere, maar so ek wil 'n paar van daai foto's met julle deel, maar die perfekte musiek nou hier, dat ek weer vir julle 'n bietjie van sy musiek speel, is Freddie Mercury. So my pa was mal geweest oor Freddie Mercury. Ons het vir Freddie Mercury baie geluister. Maar hierdie een van Barcelona wat hy sing saam met Montserrat Caballé, die opera sangeres, dit was een van sy absolute favorites geweest. So hier kan jy ook net imagine uit volle bors uit sit daai groot man en sing baie lekker saam. Dit is daarom baie mooi. Daai is vir ons so 'n fantastiese foto. Ek dink oom Flip, jy het dit vir ons gestuur, nê? Of het ons dit self ontdek? Ek kan nie meer onthou nie, maar kyk hoe sit hy daar by die kampplek. So my ma het maar in die begin gekamp. Ons altyd maar met 'n karavaan gesleep na die strand toe hier en daar, maar daai plek was nou hulle permanente karavaan staanplek in Hermanus. So vandat ek nou in die hoërskool was, het ons elke jaar daar gaan vakansie hou. En daar is die Gouse Hoeka saam met ons, dan die Cecilia en oom Gerard en Dirk en oom Flip sit ook daar, so vele braaie en kuiers daar gehou, baie lekker. Jy kan sien my pa is in sy element. Kom ons gaan die volgende slide toe. So hier is al die visvangstories. Daar bo reg is sy boot wat hy gehad het. Hy het pa net die een boot gehad, of het hy 'n paar bote gehad? Die een boot. Die boot se naam is Blitsie en dit was alles behalwe 'n Blitsie. Dit was maar 'n ou stadige bootjie geweest, want dit was 'n visvangboot. En jy kan daaronder sien my ma met al die wit stompneuse wat hulle daar uitgetrek het uit Langebaan se lagoon. En dan partykeer 'n elf of wat ook gevang of 'n hardertjie of so. Maar ja, dit was baie lekker tye, al die visvangery. En daarbo het hy en oom Flip gaan iewers visvang. En hierdie foto, Adrian, wat jy vir ons gestuur het, is vir my ook so mooi. Daar sit my pa en ek, wat nie in 'n baie van visvang gehou het nie. En Milan, jy sit daar met jou tiger, handdoekpakkie. Baie mooi. En in die volgende slide is van die jagfoto's. So daar op die linkerkant kan jy sien sit hy en Annika, wat saam met hom, Annika is my dogter. So sy het nou, ek sit nie 'n foto van jou en pa wat gejag het nie, maar daar is dan een van sy dogters wat saam met hom gejag het en tip trots in sy blou overall staan hy daar so. Wat 'n bok is daai? Hartebeest tipe ding of wat? Ek weet nie, ek ken nie bokke so. Blesbok. Yes, kan jy sien, ek was nie op die jagveld nie. En daar is dan met al die mense by die plaas wat altyd so na die tyd die vleis bewerk het en hier onder sit die trotse manne met al hulle bokke. Ek moet vir julle sê, die jaarlikse jagtrip saam met oom Flip en saam met sy seuns was, en so baie keer het hy nou van die dogters saamgenooi vir Marley en vir Annika, was die hoogtepunt, een van die hoogtepunte van sy jaar gewees. En my pa het self sy patrone gemaak. En ja, ek dink dit was altyd sulke mooi herinneringe vol. Ek dink oom Flip sal ook altyd dit onthou. Dit is baie spesiaal. En op die volgende slide, die rugby. So my pa was mal geweest oor Leon Schuster. Ons het seker 20 Leon Schuster CD's gehad. En as ons getravel het, dan moes ons altyd na die musiek geluister het. Maar my pa was so mal geweest oor Leon Schuster se lirieke, want dit het hom so laat lag. En daar's hy en my maale in Perth. Toe het hulle gekyk toe Suid-Afrika teen Australië. Het ons Australiërs gewen? Ek hoop so. Maar die groot ding in ons huis was as die WP teen die Bulle gespeel het. So toe ons in Creersdorp gebly het, was ons bure
blou bulle gewees en ons het natuurlik vir die WP geskree. So as daai twee spanne teen mekaar gespeel het, dan is die deure oopgegooi en ons het so 'n massiewe geraas gemaak as die WP gewen het of vir 3 gedruk het. Ek kan onthou want my pa het ons aangehits. Nou moet ons gil. Ek sweer ons het op pot geslaan of iets. Want ons was eintlik so verleidig geweest het ons was so leedvermakerig vir die arme blou bulle. En as hulle weer gewen het, dan het hulle ewe groot geraas gemaak en dan na die tyd het ons maar net bymekaar gekom en saam gebraai en gelag oor hierdie hele storie. Okay, so dis dan maar die rugby, groot liefde van sy lewe. My pa was mal oor alle sport, het so vasgenaal met vierkantige oë, gereeld al Saterdag en Sondag omgesit en lekker televisie gekyk en sy sport geniet. So Reine, wat is dan nou volgende op ons slide? Ek dink dit is so op die einde van die terugblik van die 80 jaar. Ek dink dit is die hoogtepunte wat ons vir julle wil gewys het. Ek wil sommer net 'n paar bedankings gedoen het. Ek wil net vir almal baie dankie sê vir al die boodskappe en al die oproepe en die e-mails en die WhatsApp, weet al die ondersteuning wat julle die afgelope paar weke al en veral die afgelope week vir my en my ma en vir Marley gegee het. Ons waardeer dit baie. Ek dink ons het nie altyd vinnig genoeg na almal toe teruggekom nie, want die gemoedere het maar hoog geloop, weet dit het op 'n stadium soos 'n sentrale gegaan en ja, ek het ook maar eers Sondag weer hier so aangekom, so maar baie dankie. Ons waardeer dit baie en moet asseblief nie ophou nie, want my ma gaan vir julle nog baie nodig hê in die weke wat kom. En dan wil ek vir Adrian baie dankie sê. Kyk, in die begin toe my pa die eerste keer siek geraak het, so 7 weke terug. Ons het eintlik so of die aanloop begin te sien. Hy was siek geweest en was dokter toe en die oort het vir my gebel of ge-email eendag, nou met die tydverskil te sien. Ek het ook nou eers toe dit al baie laat in die aand, Vrydag aand is en ek bel toe vir Marley en ek sê vir hier's nou groot moeilikheid en toe bel ons die twee en so het een ding na die ander ding gegaan, maar toe my pa nou moes hospitaal toe gaan, die ambulans toe kom haal by die huis. Hoe kom my ma by die hospitaal? My ma het nie meer 'n bestuurslisensie nie en ek en Marley het so baie waardeer ook Adrian dat ons net vir jou kon gebel het en jy vra nie eens vra nie. Jy is dadelik in die kar gaan haal Milan net by sy wiskundeklas en die manier hoe jy in my en Marley se skoene ingestap het soos 'n kind van my ouers en daar was vir my pa en vir my ma. Ek bedoel ons sal vir jou nooit genoeg in woorde kan dankie sê wat jy vir hulle beteken het nie. En Milan, jy was oral ook saam. So dankie vir jou ondersteuning vir jou pa ook want ek weet dit was maar 'n baie moeilike tyd vir albei vir julle gewees. En ek dink teen die einde in die hospitaalbesoeke, Andrei, ek dink dit het vir my pa baie beteken dat jy vir hom daar in die step down kom kuier het en dat hy weer vir jou ook kon gesien het. Ja, en dankie dat jy kom kuier het vir hom en vir my ma en weer laaste geselsie kon gemaak het. Ek is bly dat jy ook daai kans gehad het om weer vir hom te kon baie sê en oom Flip en tannie Cecilia toe julle in die hospitaal was. Toe het dit nog goed gegaan met hom. So dit was eintlik 'n baie lekker kuier, ek en my ma was daar gewees toe hulle kom kuier het. So ek is so bly dat julle hom toe nog kon gesien het. Het was eintlik 'n lekker vrolike. My pa het verskriklik geniet. Van voor hy daar kom was hy nog so subdued geweest, maar hy het nou reguit na party mode toe oorgegaan oom Flip toe julle daar aangekom het. So dankie, dit was nog net wat hy nodig gehad het op daai punt. Ek wil vir Lana baie dankie sê. Lana is my beste vriendin. Ek is daar in Kanada, maar ek moet maar gereeld op Lana se knoppie druk om my te help met dinge hier in Suid-Afrika en Lana het vandag gehelp. Ons gaan hierna lekker saam eet en sy het al die eetgoedjies vir ons georganiseer en vreeslik baie dankie dat ek op en dankie vir jou ondersteuning wat jy ook altyd vir my gee. Ek bedoel, ja, ek weet as daar 'n probleem is, sal jy in die middel van die nag op 'n vliegtuig klim en vlieg ter rond toe as dit is wat nodig is. Baie dankie vir jou onderskraging vir my. En dan my ma se nuwe vriende wat sy gemaak het by die Sint Johannes oord. Ek sien julle het so as 'n groepie aangekom. My ma waardeer julle baie. Dit is so lekker dat julle kan inloop daar so net paar amper sê kamertjie by haar woonstelletjie en kan kom kuier en 'n koppie koffie drink of dat sy sommer net weer by julle kan inloer en 'n bietjie gesels en
selfs die personeel van die Johannes, ek bedoel hulle het ons ongelooflik bygestaan in hierdie tyd wat ons ook eintlik maar raad gekort het, ons weet nie hoe om eintlik al hierdie krisis te gaan hanteer het nie en hulle was wonderlik geweest. Adrian, baie dankie en Margaret dat julle al die pad uit Malmesbury gery het en baie dankie vir jou mooi preek en mooi boodskap vir ons vandag en dit sal ons altyd ook bybly. En my pa 2 verpleegsters gehad, Sasanda en Kuleka, Marliet vir hulle die YouTube link gestuur. Ek weet nie of hulle luister nie, maar die tweeetjies het op my pa so round the clock versorg hierso in sy laaste week of 2. En dan ja, my pa se dokters by Panorama, Dr. Wasserval was hy internis gewees en Dr. Gamu was die hematoloog, die bloeddokter wat na hom gekyk het en die personeel by Panorama. Daai mense was uitnemend geweest. Ek bedoel, my pa het so 'n stadium ontslaan uit Panorama uit en toe moes hy na Steptown Hospitaal toe gegaan het. Maar hy was regtig nie baie gelukkig geweest by daai Steptown Hospitaal nie. Toe het hy daar so verswak dat hy weer in Panorama met die kliniek moes opgeneem geword het. Maar jy kon sien toe hy terug is in Panorama, het al daai verpleegpersoneel hom verwelkom en hulle het hom so op die hande gedra en hulle was so vrolik en grappies gemaak. Ek bedoel dit was eintlik vir my wonderlik om te sien net wat 'n fantastiese personeel by hierdie klinieks werk en ek bedoel Marlene, ek het baie gepraat oor wat is my pa het nooit vir ons gekommunikeer wat sy lewende wil is nie. Maar ons het so begin te praat onder mekaar daaroor en ek bedoel ek het nou nog geslaap in Kanada toe hulle die besluite moes geneem het. Maar dit was eintlik baie mooi dat die internis het vir ons so mooi e-mail gestuur om te sê maar jy weet hy het sy medelee getoon maar om te sê as dit sy ouers was of sy pa was sou hy presies dieselfde besluit geneem het en hy hoop dat iemand eendag braaf genoeg sal wees om dieselfde vir hom te doen. Dit was regtig was 'n baie goeie ervaring en baie slegte omstandighede gehad met die personeel van daai hospitaal. So ek hoop nie ek het iemand uitgelaat nie. Ek wil weer eens vir julle almal baie dankie sê dat julle vandag hierso was. Ek het hierso 'n paar huldeblyke wat ek geskiep het. Ek wil gou teruggaan na daai afdeling toe. Die eerste persoon wat ek aan die woord wil stel is my pa se broer, oom Chris. Voel oom Chris nog reg om te gesels? Oom kan sommer net sit daar waar oom is. Ek gaan vir oomie die luidspreker bring. Mikrofoon. Jeez. Oom sit sommer. Mens moet dit so by jou mond hou. Dit lyk my jy moet dit amper so of teen jou lippe sit. Liewe Lenka en Marley en die leier van vandag se program. Daar's min wat 'n mens kan byvoeg na so uitvoerige skets van 'n deel van Marius wat baie van ons seker nie gesien het nie. Dit is 'n hartseer geleentheid. Terselfdertyd dink ek is ook 'n geleentheid waar 'n mens kan sê dank Vader, dank vir die genade. In 2 rigtings. Die een is die genade vir alles wat hy kon ervaar soos wat ons hier gesien het en wat sy lewe verhelder het en wat vir hom geluk gebring het. En die ander genade is dat hy afskeid kon neem voordat 'n lang uitgerekte lyding was en daardie ellende gespaar is. Anyway, ons was ouderdomme was 9 jaar uitmekaar uit. So daar was nie altyd maklik om te sê mense het sterk verbintenisse met mekaar nie, want toe ek matriek geskryf het, toe is hy 8 jaar oud. En dan speel 'n ou verskillende speletjies op verskillende plekke en jy terg verskillende mense. En die gaping word eintlik eers
minder betekenisvol soos 'n mens ouer word. Ons het nou baie goeie en nogal vermaaklikhede van hom gehoor vandag. Ek gaan nie 'n toespraak lewer nie. Ek sal net graag wil sê wat vir my uitgestaan het van Marius is dat hy het geweet wat is die dinge wat sy lewe kan goed maak. En die tweede ding is hy het hulle nagestreef met 'n baie sterk wilskrag en uiteindelik 'n sukses daarvan gemaak. Dis die verhouding met sy familie wat eg was en soos julle gehoor het wonderlik was. Dis spesifiek sy verhouding met Linka. Ek dink sy was vir hom 'n wonderlike vrou en hy vir haar 'n goeie man. En so kan 'n mens aangaan. Ek wil net twee dinge miskien noem wat my sterk opgeval het. Die een is hoe belangrik dit tog is vir 'n mens om 'n paar chommies te hê. Jou chomme wat jy altyd op kan staatmaak. Dit is iets waaroor daar te min gesê en gedink word. Die chomme is 'n deel van jou aansporing in die lewe, 'n deel van die toetsbank van jou waardes, 'n deel van die saamleef om die vuur, 'n deel van naby die aarde leef as jy so jag en jy maak vuurtjies en jy braai. Dit was die een ding en dalk is die ander een verwant daaraan. En dit is dat hy was 'n man vir 'n roer. Jy moet nie hom sonder 'n roer laat nie. Hy polish daai doppie so blink dat jy kan jouself skeer. So blink daai doppie. En hy laai daai plofstof tot op die kleinste dingetjie wat jy hierdie buskruit kan meet. En van roere het hy alles geweet. En hy kon vir jou vertel van die wonderlike eienskappe van hulle. En dit my altyd opgeval, sy toewyding aan die goed wat hy aangegryp het, as die goed wat mening aan sy lewe gegee het. So, ek dink as 'n mens terugdink, dan is dit die soort van indrukke wat ek laat en wat vir jou sê, daar's baie om na te streef en daar's baie om dankie voor te sê. So, ek wil net sê, sterkte vir almal wat die is. Dit is 'n hartseer geleentheid wat ons het, maar dit is ook 'n geleentheid van dank Vader, dank vir die genade. Aan die een kant die genade vir Marius om die lewe te kon lei soos hy gelei het. En die ander kant die genade dat die lyding kort gesny is. En vir almal dan sal ek net graag wil sê sterkte met die hartseer. Ja. Lona sê jy sommer van. Dankie oom Chris. Baie dankie. Hier is like twee mooi foto's wat ons van hulle het. Die een, nee, gaan weer terug. Daai foto op die linkerkant is, wat het ek hier neergeskryf? Dit is seker 28 jaar gelede. Dit was, ek dink, geneem by my en Andrei se troue. En die een op die regterkant het die twee ou broers weer op 'n trip down memory lane gegaan. En oom Chris sê, daai foto, kyk hoe cool lyk my pa met sy brille en sy bandana om sy nek. Dis weer geneem daar by Pytjie, by die Duiwenoksrivier. Met hulle weer hulle die vakansieplek van hulle kinderdae gaan besoek. Die volgende foto en die volgende huldeblyk is van oom Flip.
Nou oom Flip is soos my pa se ander broer. Hy's nou nie 'n bloedbroer nie, maar hy was in wese my pa se broer en my pa se beste vriend gewees van die afgelope amper 58 jaar. Ek en Marley was saam in die doeke gewees met hulle kinders, met Dirk en Gerard ook. So ek kan nog al daai tye onthou en al die vakansies wat ons saam gehou het en ek wil sommer net 'n stukkie lees wat oom Flip geskryf het. Oom Flip sê hy's te hartseer. Ek gaan dit lees. Ek en Marius het 'n lang pad saamgeloop, bykans 58 jaar lank. Oor al hierdie jare wat in Januarie 1968 begin het toe ons vir die eerste keer ontmoet het, is 'n baie hegte vriendskap gesmee. Nie net was ons kollegas by dieselfde maatskappy vir 33 jaar waar ons in die jaar 2000 saam afgetree het nie, ons was ook toermaats, jagmaats, kampmaats, visvangmaats en daarbey ook nog bure vir ongeveer 9 jaar. Kort na ons aftrede het ons boonop saam na Langebaan verhuis, waar ons as pensionarisse vir nog amper 20 jaar by wyse van spreke saam oud geword het. Ek dink dis nie ek is voorbarig as ek sê dat ek hom na sy gesin waarskynlik die beste geken het nie. Dit is waar, baie waar. Oor ons belewennisse saam sal ek 'n boek kan skryf, maar as ek dit in 'n woord of twee moet saamvat, sal ek sê dit was 'n verrykende ervaring. Marius was 'n intelligente mens, goed belese, vlug van begrip en het 'n reuse geheue gehad, iets waarop ek baie jaloers was. Hy was nougeset en baie presies in alles wat hy gedoen en gesê het. Sy vordering in sy werksloopbaan het dan ook hiervan getuig. Woorde soos ongeveer, min of meer, naastenby, het ek selde oor sy lippe hoorkom. So sou hy, as ek hom tydens sy jag gevra het, hoe ver was die bok wat ons geskiet het, sal hy nou byvoorbeeld gesê het, 181,7 meter. Dan sou ek sê, ai van Wyk, ongeveer 180 meter is goed genoeg. Dan sal hy my ernstig teregwys en sê, dit was 181,7 meter, nie 180 nie. Presies soos wat hy was, het hy natuurlik sy rangefinder by hom in die veld gehad, wat afstande tot die tweede desimaal kan meet. Soos meeste jagters en skitters maar is, was hy baie lief vir 'n goeie vuurwapen en hy het altyd sy wapens met die grootste sorg hanteer. Presies soos wat hy was, het hy dan ook self sy patrone gelaai, soos om Chris ook nou net vertel het, en baie ure op die skietbaan deurgebring om die perfekte ladings en groeperings te ontwikkel. Dan was Marius beslis ook nie 'n sagmoedige neelsie nie. Dit was dikwels moeilik om met hom te redeneer en by tye was hy sommer net moedswillig dwars. In sulke gevalle het daar soms harde woorde tussen ons geval, tog was daar nooit die gevoel dat ons vriendskap op dun ys was nie. Ek dink ek kan dit toeskryf aan die wederwysige respek en liefde wat ons vir mekaar gehad het. Ten slotte wil ek sê dat oor al die jare heen het ek agtergekom wie Marius van Wyk eintlik was. Hy het nooit voorgegee om iemand anders te wees nie, hy was bloot eenvoudig homself. Ek en Cecilia neem vandag afskeid van iemand wat nie net 'n spesiale vriend was nie, hy was deel van ons lewens. Rus en vrede, ou maat, ons sal jou baie mis. Dankie oom Flip. Dan van Andrei, sy skoonseun, met pa Marius was dit altyd 'n verwelkomende plesier. Van die eerste perlemoenpotjie op die Hermanus kamp in 1992, daai kamp wat ons net vir julle gewys het, tot die laaste braaivleisvuurtjie in Durbanville. Ons oupa Marius se entoesiasme vir nuwe lewenservarings en die opgewondenheid waarmee hy dit aangepak het, was legendaries en vir my 'n groot inspirasie. Elke patroon gelaai, elke krewel getrek en elke stompneus visie wat aan 'n krewel gepik het lewensgenot gebring. Ek wens dieselfde vir sy vriende, kinders en kleinkinders. Dankie Andrei. Dan van Adrian, sy ander skoonseun, I expect to pass through life but once. If therefore there be any kindness I can show, or any good thing I can do to any fellow being, let me do it now, and not defer or neglect it, as I shall not pass this way again. Nou, dit is presies wat my pa gedoen het. So, julle is seker al dors. Julle is seker honger. Ons is nou klaar. Ek gaan net gou vir julle een stuk lees wat vir my nogal baie mooi is en dit is 'n stukkie vir julle. Dit is 'n stukkie wat gaan oor die rouproses. En as ek klaar met dit gelees is, dan gaan ons saam sing.
vir my pa, en dit is dan sy laaste geliefkoeste sanger, en dit is ou Guy Korsten. Daai man het ons ook geluister op al die toere tot vervelings toe, maar hierdie was ook een van sy favorites, en dit is Jerusalem. So ek gaan gou hierdie vir julle lees, en as ons klaar is, as ek klaar gelees het nou, dan kan jy vir ons, dan kan ons weer opstaan en saam sing, en as ons dan klaar is, dan gaan ons by hierdie deurtjie uit, en sommer net lekker saam kuier. Everyone tells you that time will heal it. Time will heal it. That one day it won't hurt so much. That if you stay busy enough, grateful enough, spiritual enough, you'll move on. But some losses never move on. They move in. They live quietly inside you, woven into your breath, into the pauses between sentences, into the way you look at light now, softer, slower, more awake. There are losses you don't get over. You grow around them, like a tree that bends around a missing branch and keeps reaching for the sky anyway. Grief doesn't end. It changes shape. At first it feels sharp and unbearable, and later it becomes a dull ache that hums under everything you love. You begin to realize that grief is love, with nowhere to go. It's the heart's remembering something it doesn't want to forget. It's the soul saying, thank you, even as it trembles. The mind keeps asking, when will I be okay again? But the deeper question, the one that leads to peace, is softer. Can I love what was without needing it to return? That's where the healing begins, not in forgetting, but in allowing the love to keep living without demanding it to take the same form. At some point, grief stops being something that happens to you. It becomes part of who you are, and when that happens, the loss begins to open quietly into grace. Sterkte vir almal van julle, vir die pad wat julle hier moet voorloop, en treasure die mooi herinneringe van my pa. En kom ons staan op en dan sing ons saam vir hom Jerusalem. Verskyn. Ek staan in o Jerusalem en sien die tempel daar. Ek hoor die sang van kinders, net soos 'n engelekoor. En saam sing hulle 'n loflied wat selfs die hemel hoor. En saam sing hulle 'n loflied wat zelfs die hemel hoort. Jerusalem, Jerusalem, zing nou een loflied van Hosanna en die hoogste, Hosanna, prijs zijn naam. En daar verandert toe mijn droom en stilte daalt daar neer. Wegrang die blij Hosanna's, geen kinderstemmen meer. Die zon het toe verduister, die ochtend koud en kil. En die schaduw van een kruis verrijst om ons ontwil. En die schaduw van een kruis verrijst om ons ontwil. Jerusalem,
verander die toneel een helder glans verskyn. Ek sien die heilige stad daar, die son begin weer skyn. Die poorte word wyd oopgemaak, die duister het verdwyn. En almal kan na binne gaan, geen een sal buite staan. Een nieuwe dag het aangebreek, die kinders sang weer saam. Die heilige stad Jeruzalem sal nooit weer kan vergaan. Die heilige stad Jeruzalem sal nooit weer kan vergaan. Jeruzalem, Jeruzalem, zing nou een loflied saam. Hosanna in die hoogste, Hosanna, prijs zijn naam. Hosanna in die hoogste, Hosanna, prijs zijn Langste begrafnis wat julle nog ooit gehad het. Ons het verskriklike lekker eetgoedjies vir julle, so kom geniet dit asseblief saam met ons. Ons by hierdie deur uitgaan en dan is daar koffie en tee en eetgoedjies en lekker koue water. So baie dankie. Ons sien julle nou daar.